Nou ja, die artificial intelligence system is natuurlijk baie actief, die algoritme op TikTok. Ek het nou net 'n video gemaak oor R2 en hoe R2 deel is van die B-system en nou het TikTok hom geblok. Maar mens moet ook nou in ag neem, TikTok het ons nou deesdae deur die Jode oorgekoop. Ek dink sy naam is Allison, as ek het nie mis dit nie. Vreeslike ryk biljoenêr daar in Amerika. Onthou die Chinese mag nie TikTok besit nie, want dan sal hulle spy. Maar die Jode mag dit besit, want hulle sal nou nie spy nie. Hulle gaan ook nie die vryheid van spraak aantas nie. Ok, maar kom ons praat 'n bietjie nou oor die oprigting van die toring van Babel. Nou, in die ou dae, daar in die Bybel word dit baie duidelik beskryf, dat die toring van Babel is opgerig, en die woord is eintlik Babel. Die is eintlik die toring van Babel. Die woord Babel is nie 'n Hebreëse woord nie. Dit is 'n Sumeriese woord, kom van die woord Babili af, wat beteken poort van die gode. So, hulle rig hierdie toring van Babel op, en voor hulle kon klaarmaak, toe het God neergedaal, en hy het hulle taal verwar, sodat hulle nie hierdie toring van Babel kon oprig nie. Maar hier op einde van tye sien ons weer hierdie toring se oprigting, waar hulle dan letterlik, hulle sal God wees en hulle sal regeer uit hulle Babyloniese toring uit. En hulle sal dit doen met een taal, en daardie taal is die taal van die komputer. Dit is hoekom hulle alles wil computerize, en hulle wil hierdie komputer binne in jou sit, sodat jy dan nou self 'n deel is van die Internet of Things of die Internet of Bodies. Maar nou ja, alles was nou op die foon, hè? Die foon kan jy vergeet, hy kan gesteel word, jy verloor hom iewers, hy val in die water. So nou wil hulle die ding verder vat. Bill Gates het gesê, Bill Gates announced an end of the era of smartphones. They will be replaced by electronic tattoos. What is it about? Nou ja, dis groot nuus, hy het dit onlangs gesê in 2025. Electronic tattoos are thin temporary skin applications with smart paint and capacitors that allow you to exchange information and send messages, open doors, or use the internet with gestures or touch. They are virtually invisible, have no screen, do not require large batteries, and integrate directly with the human body. Hulle wil 'n tipe van 'n wearable op jou sit, menende dat jy nie net getrek word waarheen jy gaan en oral nie, want hulle weet die smartphone kan jy by die huis los, of jy kan hom toedraai en folie, of hom in 'n Faraday cage sit, dan kan hy nie opvang nie, of jy kan weier om een te hê. So hulle wil eerder hierdie hele tegnologie internaliseer. Dit het alles te doen met die ubermensch, die augmented human being. Menende, ons gaan oorgaan van die mens wat Yahweh geskaap het, na 'n kombinasie van mens en komputer, wat hulle dan nou geskaap het, en waarvan hulle dan die DNA verander het, so dit is hulle skepping. Hulle vat God se skepping, dan korrupteer hulle dit, en maak dit hulle skepping. Bill Gates is voor in die koor. Dit het tyd geraak dat 'n mens die man doodbid, want hy is regtig 'n probleem. Hy is voor in die koor, en hy het baie geld, en hy wil baie van hierdie goed implementeer, en hy het geen respek vir my geloof nie, vir jou geloof, vir die Bybel, vir God se skepping nie. Hierdie ou is eintlik maar 'n tipe van 'n anti-kris. Nou kom ons lees wat kan hierdie wearable, hierdie tattoo dan nou nog verder doen. In addition to digital functions, these tattoos can monitor vital signs such as heart rate, body temperature, or other health parameters. This combines the capabilities of a fitness tracker and a means of communication, creating a completely new format of interaction with technology without gadgets in your hands. Nou laat ek jou sê, so 'n wearable wat jy gaan dra, is glad nie goed vir jou nie, glad nie goed vir jou hart nie, want jy is, soos wat jy is jy eintlik 'n tipe van 'n elektriese stelsel. God het jou 'n elektriese stelsel gemaak, en jy is gekombineer met die aarde se elektriese stelsel, daarom moet jy eintlik gereeld kaalvoet loop, buitekant 'n uur gaan sit met jou voete op die gras, wat dat die liggaam kan in sien kom met die aarde. Dis goed, dit het alles te doen met hoe God ons geskape het. Maar hierdie stelsel wat hulle wil inbring, gaan ons op die ou einde sal dit jou siek maak.
want dit het dan 'n direkte invloed op die elektrisiteit wat God vir die menslike liggaam gemaak het. Soos ek sê, hierdie ryk mense met hulle smart idees het niks te doen om jou lewe beter te maak nie. Dit het alles te doen om jou lewe absoluut te beheer en te kontrol tot op die laaste nanosekund. So, electronic tattoos collect a large amount of personal data, wat hulle natuurlik kan verkoop, from geolocation to medical indicators, wat alles verkoop kan word. Cybersecurity issues are no less acute. Theoretically, attackers can gain access to biometric information or even the identity of the owner. Dit het al gebeur, dit kan maklik weer gebeur. Enige idee dat dit nou veiliger is as dit wat ons al die jare gehad het, die Romeins-Hollandse reg, die stelsel van papier, die stelsel van 'n groen ID-boekie, is 'n absolute leuen. Die probleem lê by die ouens wat die wet moet toepas. As hulle nie eers die wet kan toepas nie, nou ja, dan hoe sal die goed nou dit beter kan maak? As hulle nie eers wet en orde kan handhaaf met die polisie en met die belastingbetaler geld en met dit wat hulle het tot hulle beskikking nie, hoe sal dit nou beter wees met die electronic tattoos wat hulle nou wil hê en die wearables en die chip agter jou oor? Dit gaan ons nou nie beter wees nie. Is alles leuns wat hulle vir jou vertel. Want hulle wil jou baie graag in die stelsel hê. En die probleem lê by die jong mense. Die jong mense het groot geword in hierdie stelsel. Die ouens wat in die laaste 30 jaar gebore is. En hulle is baie dom. Hulle dink, dit is 'n wonderlike idee. Maar hy sal sy foon 24/7 by hom hê. En eintlik is dit tot groot nadeel. Maar nou ja, soos ek sê, weer eens, Vader moet in hierdie tyd die toring van Babel vir ons kom verwoes. Ons kan dit nie self doen nie. En hy beskryf dit baie mooi in Openbaring 6 en Jesaja 13 en in 2 Petrus 3. Gaan lees dit maar daar. So, God gaan die aarde verwoes, onder andere met electromagnetic pulses en solar flares en groot asteroïdes. En dis 'n baie goeie ding. En ek sê vir julle teen die tyd dat dit gebeur, gaan ons juig oor die totale verwoesting wat kom. Sonder 'n grid, 'n elektriese en elektroniek grid, kan hierdie stelsel nie deurgevoer word nie. So, Vader moet maar sorg dat al hierdie ouens van die tafel afgevee word. En ons moet bid dat dit gebeur. Ons moet dit 'n daaglikse gebedsaksie maak, dat ons Vader herinner aan sy beloftes, dat hy ons uit hierdie Babyloniese stelsel sal red, en dat hy hierdie Babyloniese stelsel totaal sal verwoes, sodat ons weer vrede op die aarde kan hê, 'n wonderlike golden age. Nou ja. This is a developmental system made by MC10. And it has an antenna and some sensors embedded in it. And what we plan to do is work with them to advance a tattoo that could be used for authentication. Now, it may be true that 10 to 20-year-olds don't want to wear a watch on their wrist, but you can be sure that they'll be far more interested in wearing an electronic tattoo, if only to piss off their parents. Right? And that's something that you wear, but you could also imagine including authentication in just your daily habits. So I take a vitamin every morning. What if I could take vitamin authentication? What? Vitamin authentication. Look, I have one right here. Well, here, I'll let you hold it. Would you like to hold it? I'll hold it. Okay. So this, You guys see it? this pill has a small chip inside of it with a switch. It also has what amounts to an inside-out potato battery. When you swallow it, the acids in your stomach serve as the electrolyte. That's what I do. And they power it up, and the switch goes on and off. And it creates an 18-bit ECG-like signal in your body, and essentially your entire body becomes your authentication token. Yes, this is true. Okay? Okay, but Okay, so wait. So it's really true. So what this means is that becomes my first superpower. I really want this superpower. It means that my arms are like wires, my hands are like alligator clips. When I touch my phone, my computer, my door, my car, I'm authenticated in. First superpower. Like, I want that.